Goeiemôre almal, vandag is dit donderdag, dit is die 12de Februarie die jaar 2026, is 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons so 'n bietjie gesels om te wandel in die vreugde van die Here. Wie kan vir jou vreugde gee soos die Here? Ja, mense kan jou bly maak, jou huismense kan vir jou groot vreugde verskaf. Kyk, as jy 'n klein kind het, jy weer partykeer simpel lag vir die kind as hulle sulke goeders doen, maar die Here gee groter vreugde as dit. Nou, niks kom by die vreugde van die Here nie, want hy gebruik dit tot sy doel, waarvoor hy ons geskep het. Ja, selfs al gaan die vrye boom nie bot nie, en al lewer die oes ook geen niks op nie, want ons jubel in ons Here, ons God. Hy is ons redder, hy is ons blydskap in die bron van ons vreugde. Maar kom ons gaan lees so 'n bietjie daar in sy woord, wat sê hy daar, en wat het ander mense bevind in sy om vreugde te hê in die Here. Nehemia 8 vers 11. Verder het hy vir hulle gesê: "Gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie daar niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting." Halleluja. Nou gaan lees so 'n bietjie Psalms, daar's baie gedeeltes wat oor vreugde gaan, en die vreugde wat koning Dawid en ander wat die boek van Psalms geskryf het oor vreugde. Ons lees net Psalm 5 vers 12. "Maar laat hulle almal bly wees wat by u skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskut u hulle, en laat in u juig die wat u naam liefhet." Halleluja. Prediker, nou ons weet Prediker is Salomo. Hy het die boek Prediker geskryf, Prediker 11 vers 19. "Verbly jou, o jongeling, in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel in die weë van jou hart, in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring, en weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid." Ja, dit hou nie vir ewig nie. Pas jouself goed op. Jesaja 61 vers 1 tot 3. "Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, en om die gevangenes in vrylating uit te roep, en vir die geboeides openbaring van die gevangenes." En dit is Jesus wat hierso praat. "Om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here, en 'n dag van die wraak van ons God, om al die trerendes te troos, om vir die trerendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem word terbinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking." Halleluja. Ons laaste gedeelte kom hier uit Matteus 5 vers 11 en 12. "Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het." Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vreugde in U kan beleef. Here, U woord is vol waarheid. Here, wat ons net kan daarin wandel. Here, ek bid dat elke mens die woord van God 'n daaglikse basis sal inneem, opeet, Here, die vreugde daarin sal vind, want Here, U woord bring groot vreugde vir ons. Daar's soveel waarheid daarin opgeskryf. Here, ons wil net vir U sê dankie. Dankie dat U die woord vir ons gelos het, sodat ons daarin kan wandel en veel daarin kan uitput. Dankie Here, ons bring U lof, ons bring U ere aan U alleen. Amen en amen.